Shalom, shalom, dis Saterdagmôre, dis Shabbat en dis 'n wonderlike voorreg om met jou te kan gesels hier op die gronde van Mikdash Benoni en ek groet jou in die wonderbare naam van ons meester Yeshua. Halleluja. Ek het vandag 'n belangrike woord wat ek met jou wil deel, want ek kry die boodskappe en ek kry die oproepe en ek kry die gevegte. Dieselfde gevegte as wat jy het met betrekking tot die woord. Ek kry daai gevegte. En ek kry soveel boodskappe waar mense my vra, maar hoe moet ek nou hierdie mense antwoord? Want jy sien, daar is 'n leuen en daar is 'n waarheid wat verkondig word en wat moet ek nou glo? So, wat moet ek glo? Want jy sien, hierdie persoon sê dit en daai persoon sê die volgende en hierdie ene sê dit. En baie mense kyk na hierdie prediker en hy luister weer na daai ene en dan luister hy weer na hierdie ene en dan kyk hy weer na ons boodskappe en dan is daar verwarring. Want ongelukkig is daar reg oor Suid-Afrika en oor die wêreld is daar verskillende boodskappe wat uitgaan. Daar is 'n ander teologie wat deurgegee word by baie bekende mense en ek verstaan dit. Ek het ook in 'n tyd het ek 'n mentor gehad en ek het na sekere mense gekyk, ek het hulle gevolg, ek het hulle bediening gevolg en dit was soos 'n mentor vir my. Maar dis baie belangrik dat ek en jy sal kom by die waarheid van God se woord. Maar nou is daar 'n leuen en daar is 'n waarheid wat voorgehou word en dit bring verwarring. So wat moet ek nou glo? Want hierdie pastoor sê dit en daai dokter sê so en so en hierdie leraar sê dit. So, maar nou is ek verskriklik, is ek nou verward. So, wat moet ek nou glo? So, daar is gevegte wat ons het. Dis 'n uitgemaakte saak. Ons het baie gevegte, ons het baie konflik met betrekking tot die waarheid. Ons het baie konflik. Omdat ons by die waarheid uitkom en ons leer die waarheid en ons kom by die waarheid van God se woord, dan is daar baie gevegte. So baie mense sal teen ons kom en ongelukkig is dit so, daar is die grootste geveg wat ons as gelowiges het, is nie teen die wêreld nie. Die grootste geveg wat ons het as gelowiges is teen ander medegelowiges. Dis ongelukkig so. Daar is 'n misverstand oor die woord. Weet jy hoekom is daar 'n misverstand? Daar's 'n misverstand oor die woord wanneer jy die leuen verkondig en jy hou by die leuen en jy snap nie die waarheid nie, gaan jy die woord misverstaan. Daar gaan 'n misverstand wees met betrekking tot die woord. En ongelukkig in die algemene, en ek sê dit nou maar kerk, nou ons is nie 'n kerk nie, ons is 'n gemeente en ons is nie Christene nie, ons is gelowiges, want is 'n baie belangrike term daar. Want ons is gelowiges in Yeshua. So en die breë kerk is so besig met verkeerde dinge en hulle is so besig met tradisies. En dit bring 'n misverstand met betrekking tot die woord. Want die oomblik wanneer die waarheid verkondig word, dan sê hierdie persoon dit en daai persoon sê dat en hierdie ene val daai groep aan en daardie mense groep val weer daai groep aan, so dit veroorsaak verwarring. So maar wat moet ek nou glo? Ek sê dit is baie belangrik dat ek en jy die woord sal reg verstaan. Nou wil ek jou vra, hierdie Bybel, die Bybel wat ek en jy het. Nou ek is seker jy dieselfde Bybel as ek in jou huis. Hierdie is die 3353 vertaling. Dis die Bybel wat ek gebruik. Ek het ook 'n skrifbybel, so jou skrifbybel word gebaseer, dis die fondasie van die skrifbybel is gefondeer op hierdie 3353 vertaling. En hierdie Bybel is in soveel mense se huise. En die Bybel wat ek lees is dieselfde Bybel as wat baie ander predikers op hulle platform het. Dieselfde Bybel waaruit ek die woord verkondig, is dieselfde Bybel as wat baie ander predikers gebruik. So hoekom is daar dan 'n verwarring? Hoekom sê hierdie groep dan so en daardie een sê dit en hierdie dokter verklaar dit en hierdie leraar sê dit en hierdie pastoor maak hierdie aannames? Hoekom is daar dan al hierdie verskille?
kan ek vir jou sê, alright, so hierdie woord is geskrywe waar? Waar is hierdie woord geskrywe? Hy is geskrywe in die Midde-Ooste. Ander woorde in Israel. Dis waar hy geskrywe is. Hy is geskrywe in die Midde-Ooste. Later met die sentbriewe van Paulus, is hy geskryf in die wêreld daardie tyd, in Asië. So hy is daar geskrywe. Hoofsaaklik is meeste van sy sentbriewe geskryf uit Rome, waar hy in gevangenskap was. So, maar die groot gedeelte van die woord kom van Israel af. Dit kom van die Jode af, en dis die Jode wat het geskryf het. Daar's meer as 40 skrywers in die woord, en al daai skrywers het gelewe in Israel en in die Midde-Ooste. Die feit dat Yeshua, wat God gemanifesteer is in die vlees, hier op aarde kom loop het hy dit gedoen in Israel. Nie op 'n ander plek nie, hy het dit gedoen in Israel. En hy's gebore 'n Jood, so dan moet ek mos 'n ander mindset hê wanneer ek die woord lees. So ek kan nie met my westerlike mindset die woord lees en dit probeer verstaan nie. So ek moet my bril verander. Ek moet my uitkyk verander. Ek moet my sienswyse met betrekking tot die woord moet ek verander, sodat ek by die waarheid kan uitkom. So, en as ek met 'n westerlike mindset lees, dan gaan ek die verkeerde interpretasie van die woord kry. So, ek wil gou met jou gesels. So, daar kom soveel verskille onder die gelowiges. So, hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dit? Want die groot probleem waarmee ons sit, is omdat mense so gefokus is op die Nuwe Testament, en hulle weet nie wat in die Ou Testament aangaan. Want die woord sê vir my baie duidelik, dat die hele skrif is ingegee en is nuttig. So ek kan nie net een gedeelte lees en my geloof daarop bou nie, ek moet die totale woord moet ek in ag neem en ek moet dit gebruik. So hoekom is daar dan soveel verskille onder die gelowiges? Hoekom? Ek wil jou gou vat na die woord in die boek van Deuteronomium 13. En ek lees vir jou van vers 1 tot 4, en hierdie is baie belangrike inligting wat ek nou vir jou gee. En dit is hoe jy toets of 'n persoon, 'n profeet, of 'n leraar, of 'n herder, of hy werklik waar die woord reg verkondig. Dis hoe jy dit toets. Want jy sien, ek het my mentors gehad in my lewe, en ek het na hulle goed gekyk, en ek het agtergekom, maar hoor hierso, hierdie persoon is besig met dit. En hierdie persoon is besig met daai, en hy laat hierdie dinge toe, en dan is daar 'n video van hom, waar hy 'n teaching bring, en dan staan daar 'n kersboom op sy platform, dan dink ek maar, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? En hier kom die woord, en hy sê in die boek van Deuteronomium 13, dit is hoe ons gaan kyk, hoe 'n persoon funksioneer, en of hy werklik waar 'n ware profeet is, en of hy 'n valse leraar is. Kom ek lees vir jou in Deuteronomium 13 vers 1 tot 4. As 'n profeet of een wat 'n dromer optree, by jou opstaan en jou 'n teken of 'n wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof met die woorde, laat ons agter ander gode aanloop, wat julle nie ken nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as 'n dromer optree nie, want Jahwe julle Elohim beproef julle om te weet of julle werklik Jahwe julle Elohim liefhet met julle hele hart en met julle hele siel. Julle moet Jahwe julle Elohim navolg en hom vrees en sy gebooie hou en na sy stem luister en hom dien en aanhang. So wat sê die woord hier vir ons? Eerstens, as 'n leraar of 'n pastoor of 'n profeet vir jou 'n ander leerstelling gee wat nie volgens die woord is nie, is hy 'n valse profeet. Hy's 'n valse leraar. As hy jou vat om agter afgode aan te gaan, dan is hy 'n valse leraar. As hy jou laat wegdraai van die gebooie van God, dan is hy 'n valse leraar. As hy jou vat om pagan feeste na te jaag, soos byvoorbeeld Kersfees en Easter en Valentine, dan is hy 'n valse profeet.
Dan is hy 'n valse leraar. As hy jou leer om nie die Shabbat te onderhou nie, dan is hy 'n valse leraar. Dis wat die woord sê. Want jy sien, ek en jy moet Jahwe ons Elohim lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons krag. En nou sê die woord dat Vader beproef die mens. Hy beproef die mens. So hoekom is daar valse leraars? Om die mens te beproef, om te kyk of mense werklik waar Vader wil dien in gees en in waarheid. En as daai persoon jou weglei en jy begin navolg wat daai persoon sê, dan val jy in die struik van die vyand. En dan weet Vader dat, hoorie sommer, jy het my nie lief nie, want jy wil eerder luister na wat 'n mens sê, jy jaag dit na, en is vir jou makliker en gemakliker om die dinge van die wêreld te doen, en om al hierdie paganfeeste te doen, as om te hou by die woord van Skepper lewende God. So nou wil ek jou vra, nou dat ons gelees het Deuteronomium hoofstuk 13, weet ons dat ons reg is en of ons verkeerd is? Is die ander leraars, die ander pastore, die dokters en al hierdie, is hulle nie dalk reg en ons verkeerd nie? Hoe weet ons dat ons die woord reg verkondig? Hoe weet ons dat ons die woord reg lees? Is ons seker van ons saak? Verstaan ons die woord reg? Het ons die regte interpretasie van die woord? Ja of nee? Ek moet myself die vraag afvra. So wanneer ek kom by die woord en ek vat die woord, dan moet ek myself die vraag afvra, is ek nou besig om die woord reg te lees? Verstaan ek dit reg? Wanneer ek kom by die verkondiging van die woord, verkondig ek die woord reg? Is ek nie dalk nou verkeerd en die ander reg nie? Want jy sien, ek moet myself daai vraag afvra. Ek kan nie net voorgee of assume dat dit wat ek doen is reg nie. Ek moet elke keer seker maak dat dit wat ek gee is reg. Maar jy sien, daar is sekere aannames wat ek nou al so moeg is voor. Want jy sien, nou praat ek van mense wat ons aanval. Ek praat nou van leraars en pastore wat ons aanval, wat die bediening aanval. En ek is nou al so moeg vir die volgende aanname. Ons is mos nou Joods. Ons hou mos nou die Joodse feeste. En ons is mos nou besig met Joodse fabels. Ek is nou al so moeg daarvoor, want die oomblik wanneer jy praat, en jy praat oor die feeste van Jahwe, okay, so julle is Joods. Nee, nêrens in die woord sê dit, dat die feeste is Joods nie. Nêrens in die woord nie. Inteendeel, as jy Levitikus 23 gaan lees, dan sal jy sien, Vader maak 3 keer die melding daarvan om te sê, dit is my feeste. Wie se feeste? Dis Vader Jahwe se feeste. Nie die mense nie, nie die Jodese nie, nie die gelowiges nie, nie die Christene nie, dis sy feeste. Maar jy sien, daar word altyd gebombardeer met hierdie woorde, so julle is nou Joods. Het jy dit al gehoor? Ek het dit al tot vervelings toe al gehoor. En nou sê mense, nee, maar ons hou onsself besig met Joodse fabels. Kom ek gee gou vir jou woord. Ek gaan vir jou 'n paar skrifte gee, wat mense ons mee aanval. Hy val my aan, hulle val jou aan, en dis belangrik om hierdie skrifte in detail te ken, om die mens reg te antwoord. Want jy sien, daar is 'n leuen, en daar is 'n waarheid. En wat moet ek nou glo? Want as jy sien, as ek luister na wat ander sê, dan gaan dit so goed klink, asof ons die leuen is, en hulle is die waarheid. So dit is belangrik om by die regte interpretasie te kom van Vader se woord. So kom ek lees gou vir jou. In die boek van Titus hoofstuk 10 vers 14. Hier's 'n skrif wat gebruik word om ons aan te val, en om jou aan te val, en het is belangrik om hierdie te ken en te weet, sodat jy kan weet hoe om dit te antwoord. Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is, veral die wat uit die besnydenis is. Hulle mond moet gestop word. Hulle keer hulle huise onderste bo, deur te leer wat nie betaal nie, terwille van vuil wins. Een uit hulle eie profeet het gesê, die Kreteense is altyd leenaars, ongedierdes,
Leibuike, hulle getuienis is waar, daarom moet julle hulle skerp bestraf, sodat hulle gesond in die geloof kan wees, en hulle nie besig hou met Joodse fabels en gebooie van mense wat van die waarheid afwyk nie. En nou word hierdie skrif gebruik vir ons, wat nou die gebooie van die lewende God gehoorsaam is en dit doen, en wat nou natuurlik die feeste doen, want nou ewe skielik is die feeste Joodse fabels, en nou ewe skielik is die gebooie van Jahwe menslike gebooie. Ek gaan hierdie so rustig as moontlik probeer sê, want as ek dink daaraan, en ek dink aan die mens, dan raak ek raak so bietjie kwaad. Maar dis 'n heilige kwaad, as jy verstaan wat ek bedoel. Selfs Yeshua, toe hy in die tempel ingegaan het, het hy hulle verdryf, uit die tafels omgegooi, hy het ook kwaad geword. Maar jy sien, die arrogansie van die mens, luister gou hier, die arrogansie van die mens is nou al so groot, dat hulle dink dat die vinger van Jahwe, wat die gebooie geskryf het op kliptafels. Wat se kliptafels? Dit was heel waarskynlik marmer. Maar hoe dit ook al sy, dat die vinger van Jahwe, dat hy die gebooie geskryf het met sy vinger, dat dit uit die hemel uitgekom het, hy het dit self met sy vinger geskryf. Dis hoe arrogant die mens is, om te dink dat dit wat Vader met sy vinger geskryf het, is nou daarmee heen. Dis nou daarmee heen. Ons het nie meer nodig om dit te onderhou nie. Dat die vinger van Jahwe wat dit geskryf het, is mos nou taboe. Dis mos nou weg. Eerstens, kom ek verduidelik gou iets. Wie is Jahwe ons Elohim? Wie is hy? Hy is die verbondsgod. Hy is die verbondsgod wat aan sy volk verskyn het en aan hulle die verbondskondisies kon gee het. Nou kom Yeshua en hy kom wandel hier op aarde. Wat het Yeshua kom leer? Hy het alles kom leer wat in die Ou Testament staan, alles wat in die Torah staan. Hy het vir hulle kom leer uit die Torah en uit die wet van Jahwe. Dis wat hy hulle geleer het. En nou kom Yeshua en hy sê maak hier die volgende aanhaling. Hy sê, as jy die Vader gesien het, het jy my gesien. Ek en die Vader is een. So, wie het aan Moses verskyn by die brandende bos? Dit was Yeshua, want onthou, Yeshua is die regterhand van Jahwe. So hy is die uitvoerder van die manifestasie van Jahwe ons Elohim hier op aarde. So wie het aan hom verskyn? Wie het aan Moses verskyn by die brandende bos? Dit was Yeshua. Wie het met Abraham kom praat? Toe die twee engele saam met hom gegaan het en daar was 'n gesprek gewees tussen Vader en Abraham oor Sodom en Gomorra. Wie was dit? Dit was Yeshua. So, nou kom Yeshua op die toneel. Luister gou. Nou kom Yeshua op die toneel. Nou dit wat hy met sy vinger geskryf het, want wie is Yeshua? Hy is God gemanifesteer in die vlees. Met ander woorde, dit wat Yeshua met sy vinger geskryf het op kliptafels, dit wat hy geleer het om sy disippels te doen, dit wat hy geleer het om ons waarin ons moet wandel. Nou sê mense, dit wat Yeshua met sy vinger geskryf het, het hy nou kon vervul en ewe skielik is dit nou aan die kruis vasgenaal. Die arrogansie van die mens. Ek kan dit nie verstaan nie. Die arrogansie van die mens. So, hierdie waarvan die woord praat, in die boek van Titus, hoofstuk 1 vers 10 tot 14, praat van Joodse fabels. Wat is Joodse fabels? Joodse fabels is leringe en gebruike wat Joods is, wat nie volgens die woord en die Torah funksioneer nie. Met ander woorde, menslike gebooie. Dis wat die woord sê, gebooie van mense wat van die waarheid afgewyk het. So wat het Yeshua kom doen toe hy hier kom wandel het? Wat het hy kom doen? Hy het spesifiek die Fariseërs en die Sadduseërs aangevat oor die feit dat hulle besig is met leringe en gebooies van mense. Hulle was so besig met die oorlewering van die ou mense.
So Joodse fabels het niks te maak met die woord nie. Dit het niks te maak met die feeste nie. Dit het niks te maak met die Shabbat nie. Dis nie wat Joodse fabels is nie. Joodse fabels is mensgemaakte dingetjies wat ingebring word. En selfs Paulus het 'n geveg gehad oor die wat die besnydenis onderhou en hy maak melding daarvan in die boek van Galasiërs. Hy maak melding daarvan dat hierdie ouens is so besig om die besnydenis te probeer behou, maar jou geloof is nie in die besnydenis nie, jou geloof is in Yeshua. En wanneer jy Galasiërs lees, dan sal jy sien, maar dis wat Paulus aangevat het. Hy het nie gepraat dat die wet is nou mee weggedoen nie, hy het gepraat oor die besnydenis. Met ander woorde, ek en jy kan nie 'n verkeerde interpretasie kry van die woord nie. Hoekom het Paulus hierdie geskryf? Hy het hierdie geskryf in die boek van Titus, want hy was besig gewees om Titus op te lei, sodat hy leiers kan opstel vir die gemeente in Krete. Hy het hierdie geskryf, want hierdie mense was besig gewees met Griekse filosofie, hulle was besig gewees met Jewish Gnosticism en met 'n pagan geloof, en dit het die gemeente geïnfiltreer. Dis hoekom Paulus dit geskryf het. Sê julle ouens, julle is besig met gebooie van mense, julle is besig met Joodse fabels, kom terug na die woord toe. Maar jy sê, nou sê mense, maar die Nuwe Testament het ons nooit beveel om die wet te onderhou nie. Dis wat mense sê. Mense sê dit. Nee, nêrens in die Nuwe Testament is daar enige bevel dat ons die wet moet onderhou nie. Regtig? Inteendeel kan ek vir jou alles uithaal uit die Nuwe Testament. Maar jy sien, as die Ou Testament alles bevat, en as die Torah dit bevat en die woord bevat dit, hoekom moet alles herhaal word in die Nuwe Testament? Maar jy sien, dis wat baie mense se argumente is, en jy sal dit hoor by teoloë, en jy sal dit hoor by dokters en professors, en by pastore en leraars. Hulle sal sê, ja, maar dis nooit geherhaal in die Nuwe Testament nie. Okay, so moes alles nou geherhaal word in die Nuwe Testament vir jou om die woord te glo. Kyk wat gebeur hier in Handelinge hoofstuk 15 vers 19 tot 21. Hier kom 'n kwessie in. Nou sê die godsdienstige Jode, hulle sê, nee, hierdie ouens wat nou besig is om tot bekering te kom in Yeshua, hulle moet besny word. Ons gaan nie toelaat dat hulle net gelowig word nie, hulle moet besny word. En nou staan 'n kwessie wat gehanteer moet word. En hulle sê, maar moenie onnodiglik op hierdie mense se skouers goed pak wat nie nodig is nie. Kom ons hanteer hierdie. En hulle hanteer dit. Hulle sê, okay, so wat moet gedoen word? Hoe moet hierdie mense wat nou in die geloof inkom, hierdie heidene, hoe moet hulle, wanneer hulle nou in die geloof inkom, hoe moet hulle dan nou funksioneer? Want jy sien, ons tradisie leer ons moet besny word, en ons moet al hierdie goed doen, ons moet al hierdie goed onderhou, ons moet hou by die woord, so wat moet ons hierdie mense leer? Nou kom hulle by die oplossing, en nou gaan ek vir jou lees, Handelinge 15 vers 19 tot 21. Daarom oordeel ek dan, dat ons, die wat die heidene, hulle tot Elohim bekeer, nie moet bemoeilik, maar aan hulle skrywe dat hulle moet onthou van dinge wat deur die afgode besoedel is, en van hoerery, en van wat verwrig is, en van bloed. So nou gebruik hulle hierdie gedeelte, net daai gedeelte, en hulle sê, kyk hier sê die Nuwe Testament, ons hoef niks meer van dit te onderhou nie. Al wat ons moet doen is, ons moet net niks doen wat met afgode betrokke is nie. Ons moet net nie met hoerery besig wees nie. Ons kan nie eet wat verwrig is nie, en ons moet ook nie bloed eet nie. So, maar jy sien die res van die dinge, kan ons mos nou maar alles net los. Want dis mos nou taboe. Hier sê die woord dit in Handelinge, so dis mos nou taboe. Kom ek lees vir jou verder, wat sê die woord? Ek lees vir jou net die volgende vers. Want jy sien, ek moet dit in konteks lees, want ek is nie 'n een skriffie gelowige nie. Kom ek lees dit.
Want van die ou tyd af het Moses in elke stad diegene wat hom verkondig, terwyl hy elke Sabbat in die sinagoge gelees word. Okay, so wat gebeur hier? Hier gebeur die volgende. Hulle sê, ouens, kom ons relax bietjie. Kom ons kry net hierdie ouens in en ons sê vir hulle, julle gelowiges wat nou, die heidene wat nou gelowig geword het. Okay, so wat julle moet doen is, moet net nie met afgode betrokke raak nie. Moenie met doelery betrokke raak nie. Moenie eers iets eet wat verwrig is nie, moet ook nie die bloed eet nie. Maar al die ander dinge wat in die woord opgeteken is, gaan julle in elk geval leer wanneer julle elke Shabbat. So die gelowiges, die heidene wat gelowig geword het, wanneer het hulle ingekom in Vader se teenwoordigheid? Op die Shabbat. Wanneer het hulle die woord gehoor? Op die Shabbat. So nou sê hy, want Moses word gelees in die sinagoge, elke Shabbat, en hulle gaan die gebooie van God, gaan hulle in elk geval hoor en leer, so moet jy nou daaroor worry nie. Doen net eers die volgende, en wanneer jy inkom in die Shabbat, en jy hoor die woord, dan gaan jy weet wat jy moet doen. Dit is so eenvoudig soos dit. So dis mense wat uit die besnydenis is, die streng ortodokse Jode, die Fariseërs en die Sadduseërs wat gesê het, hulle moet, omdat hulle nou in geloof staan in Yeshua, moet hulle besny word. En hulle sê nee, jy het nie nodig om besny te word nie, want jou geloof is in Yeshua. So wat het hy gehanteer? Hy het die tradisies gehanteer, hy het menslike oorlewing gehanteer, hy het die gebooie van mense gehanteer, en Yeshua het ook presies dieselfde gehanteer. Ek wil net graag hierdie stelling maak. Ek hoor so baie mense praat oor die wet van Moses, die wet van Moses, die wet van Moses. Kan ek net hierdie net vir jou regstel? Dis nie die wet van Moses nie. Dis die wet van Yahweh, wat hy aan Moses gegee het, om aan die volk te gee. So dis nie die wet van Moses nie, want die oomblik wanneer ek hom afbring, en ek sê dis die wet van Moses, dan maak ek die wet 'n menslike aspek. Maar die wet is nie 'n menslike aspek nie, die wet kom van Yahweh af. So dis die wet van Yahweh wat hy aan Moses gegee het. Moses het dit geskryf, hy het die Torah geskryf, die eerste 5 boeke van die Bybel, en daarin is die hele wet ingeteken, en so ook die 613 bywette, en ook al die seremoniële wette. So wat het Yeshua kom doen? Wat het Yeshua kom doen? Hy het die seremoniële wet kom vervul. Dis wat hy kom doen. Hy het die seremoniële wet kom vervul. Kom ek lees gou vir jou iets. Hierdie kom uit die boek van Matteus hoofstuk 5 vers 17 en hierdie is baie belangrik. Ek het nou al soveel aanvalle gehad en ek het nou al soveel mense gehad wat na my toe skryf en nog nooit gesien dat hulle hierdie gedeelte aanhaal uit die woord uit. Nog nooit nie. Want hulle bypass dit. Want luister wat sê die woord, want dis Yeshua self wat praat hierso. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Matteus 5 vers 17. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Wat het hy gekom om te vervul? Die seremoniële wet. Luister wat sê hy verder. Hy sê, want voorwaar, ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. My vraag aan jou, is hierdie aarde al verby? Het alles wat in die woord staan met betrekking tot die eindtyd, het dit al gebeur, ja of nee? Nee, nog nie. So ons is nog hier. So met ander woorde, elke jota en titeltjie van die wet staan vas. So wat het hy kom vervul? Hy het die seremoniële wet kom vervul. Die seremoniële wet. So met ander woorde, die offers en alles wat met betrekking gaan tot die offers en ook jou reinigingswette met betrekking tot die offers, hy het dit kom vervul. En hy sê hierso, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete. So, wat beteken dit? Die wet of die profete? Dit beteken die eerste 5 boeke van die Bybel, die Torah, en ook dan die profete. Al die profetiese skrif wat oor hom profeteer dat die Messias sal kom.
Dis waarvan hy praat. Hy het daai kom vervul. Elke profetiese woord oor sy koms, oor wat hy kom doen, het hy vervul. Elke profetiese woord. So mense, dis belangrik om hierdie reg te lees. En nou gaan hy verder in vers 19, hy sê, elkeen dis wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Nou gaan die woord verder en ons moet hierdie gaan mooi lees. En as jy Matteus hoofstuk 5 verder gaan lees, dan sien jy dat die genade is eintlik erger as die wet. Want nou lees ons in die wet, jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek nie. Nou sê Yeshua, die wet sê jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, as jy na iemand kyk en jy begeer daai persoon, het jy alreeds in jou hart egbreek gepleeg. So wat is erger, die wet of die genade? Jy mag nie moord pleeg nie. Nou sê hy, maar as jy jou broeder haat, in ander woorde, as daar haat in jou hart is, en jy spreek dalk dinge uit, en baie keer moor ons met ons mond, met ons tong, vermoor ons mense op 'n daaglikse basis. So, wat is erger, die wet of die genade? Maar jy sien, ons mis hierdie gedeelte so baie. Maar kom ons kyk, wat het Yeshua gehanteer? Yeshua hanteer iets in die boek van Matteus hoofstuk 15. Want hier kom die Fariseërs en die Sadduseërs en hulle praat met hom oor die tradisies. Hy kom saam met sy disippels, hulle sit aan tafel, die Fariseërs en die Sadduseërs sien dit en hulle was nie hulle hande nie. En nou is hulle besig om te eet. En hierdie Fariseërs en Sadduseërs maak amper 'n beksaam. Hulle verloor dit. Kyk wat gebeur hier. Maar hy antwoord en sê vir hulle, waarom oortree julle ook die gebod van Elohim terwille van julle oorlewing? So wat het vir die Sadduseërs en die Fariseërs belangriker geword? Die oorlewering van die ou mense. Die gebod van God het hulle nie gehou nie. Die gebooie, die wet van Yahweh het hulle nie geonderhou nie. Maar eerder die oorlewering van die mense. En hy sê hier, so het julle dan die gebod van Elohim kragteloos gemaak terwille van julle oorlewering. Geveinstes, tereg het Jesaja oor julle geprofeteer toe hy gesê het, hierdie volk nader my met hulle mond en eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af, maar te vergeefs vereer hulle my deur leringe te leer wat gebooie van mense is. En dis wat Yeshua gehanteer het. Nou as jy 'n bietjie verder gaan lees, hierdie gedeelte is ook in Lukas hoofstuk 7. As jy net so 'n bietjie verder gaan lees, dan sien jy dat Yeshua maak melding daarvan dat dis nie wat in jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar wat uit jou hart uitgaan. En hy praat spesifiek oor die feit dat, hoor hierso, die voedsel wat ek nou inneem, met my ongewaste hande, maak my nie onrein nie. Wat uit my hart uitkom, maak my rein. So in ander woorde, hierdie voedsel wat ek eet, dis rein, want dis deur God geskape. My vraag, want nou vat mense daai gedeelte en hulle sê, kyk, Yeshua het alle kos rein verklaar. Nee, hy het nie, het Yeshua vark geëet? Hy het nie. Was daar vark op die tafels gewees van die Israeliete? Nee, daar was nie. As Yeshua gesê het, hoor hierso, jy kan nou vark eet, wat sou die Fariseërs en die Sadduseërs gedoen het? Hulle sou vir hom uitgehaal. Want hulle het juis gehamer op hom, om te kyk of hy dalk 'n fout maak in terme van die wet. En hy het ten volle die wet geonderhou, ten volle. So hy het nooit gesê, hoor hierso, jy kan nou enigiets onreins eet nie. En dis dieselfde met Petrus. Toe Petrus daardie visie sien van die doek wat afkom, en al die diere, net so terloops, het dit niks te maak met kos nie. Toe hy dit sien, toe sê die stem van die hemel af, Petrus, slag en eet. En weet hy maak hierdie aanneming, hy sê, nee, ek kan nie, en ek gaan ook nie, want daar was nog nooit iets onreins oor my lippe nie.
Okay, so as daar nooit iets onreins oor sy lippe was nie, dan kom ons bring dit terug soontoe. Dan het Yeshua mos nooit gesê dat alle kos is rein nie. Want dan sou sy disippels mos alle kosse geëet het. Dan sou hulle mos varkvleis geëet het en hulle sou al hierdie goed geëet het, want jy sien, my meester, die Messias, die een wat ek nou al 3,5 jaar lank mee stap, die verlosser en saligmaker, die God gemanifesteer in die vlees, het my mos nou geleer vir 3,5 jaar, en as hy my geleer het, ek kan mos nou enige iets eet, dan sou hy mos gesê het in die boek van Handelinge, dis reg, ek sal slag en eet, want dit maak nie saak nie. Maar hy sê hier die woorde, hy sê, daar het nog nooit iets onreins oor my lippe gegaan nie. Met ander woorde, Yeshua het dit nooit geleer nie. Hy het dit nooit geleer nie. So Paulus praat nie van die Torah, of die instruksies, of van die Shabbat, of van die feeste, in die Nuwe Testament. Dit is wat mense sê. Want dit is opdragte van gebooie van Yahweh en nie van mense nie, want dit sal hy homself 'n leenaar maak. Dis wat mense sê, Paulus praat nie van die Torah, of die instruksies, of die Shabbat, of die feeste nie, want dit is opdragte en gebooie van Yahweh en nie van mense nie. Want dan sal hy homself 'n leenaar maak. Hy verwys na afwyk van die waarheid. So hier is die vraag, wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Wat is die waarheid? Jy sien, as ek lees in die woord, dan lees ek van die Shabbat, ek lees van die feeste, ek lees van sy opdragte, ek lees van die gebooie, regdeur van die begin tot en met die einde, tot en met die boek van Openbaring. So wat is die waarheid? Psalm 119, 142, u geregtigheid is geregtigheid tot in ewigheid, en u wet is waarheid. Psalm 119, 151, u o Yahweh is naby, en al u gebooie is waarheid. Johannes 14 vers 6 sê, Yeshua antwoord hom, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So, as Yeshua die weg, die waarheid en die lewe is, waarvan getuig Psalm 119? Dit getuig van Yeshua. Want jy sien, Yeshua was die lewende, lopende Torah, en hy het die waarheid kom openbaar. So Paulus skryf in sy sendbriewe, hoe belangrik dit is om die gebooie van Yahweh te gehoorsaam. Hy sê, dit is belangrik, Romeine 3 vers 31. Hy sê, maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Van watse wet praat hy? Hy praat hier van die 10 gebooie, hy praat hier van die wet van Yahweh, met betrekking tot die feeste, met betrekking tot die bywette, wat belangrik is vir ons. So kom ek verduidelik dit gou. Die gebod van God, sy gebooie, is die 10 gebooie. Dan kry jy sy insettinge en sy verordeninge. So sy insettinge en sy verordeninge. Sy insetting het te maak met die koswette, dit het te maak met die feeste, en dit het te maak met die hoogheilige Shabbatte in terme van die feeste, en wat ek moet doen daar. Dan dis sy insettinge. En dan sy verordeninge is al die 613 bywette. Dis die verordeninge. Met ander woorde, dis vir my belangrik. Daai dinge is nog vir my belangrik. So hoe moet ek my buurman hanteer? Hoe moet ek my besigheid hanteer? Hoe moet ek my huwelik hanteer? Wat moet ek doen wanneer daar verskille kom? As ek nou by die werksplek is en hierdie mense hanteer my so, wat moet ek doen? Dis die 613 bywette. Hoe moet ek my kinders hanteer in sekere opsigte? So dis alles belangrik vir my om daardie goed na te kom en om dit te ken en daarvolgens te funksioneer. Nou sê Romeine 7 vers 12, hy sê, dis is die wet heilig, en die gebod is heilig, en regverdig en goed. 1 Korintiërs 7 vers 19, die besnydenis is niks, en die onbesnedenheid is niks, maar die onderhouding van die gebooie van Elohim. En terloops, ek het alles gelees in die Nuwe Testament. Ek wil jou net gou herinner, Maleagi 3 vers 6 sê, want ek, Yahweh, het nie verander nie. So het hy verander?
Nee, hy kan nie verander nie. Hy is gister, vandag en tot aan alle ewigheid dieselfde. Dit wat hy vasgemaak het in die Ou Testament, wat hy ingeteken het in die Ou Testament, staan vandag nog steeds vas. In ander woorde, Levitikus 23, dit praat van 'n ewige insetting. Ja, die Shabbat as 'n teken vir ons as ware gelowiges. Esegiel 20 vers 20, Exodus 31 vers 13, dis 'n teken vir ons. En nou kom sê hy in Johannes 14 vers 15, hy sê, as jy my liefhet, bewaar my gebooie. En nou kom daar mense, hulle sê, maar die woord sê dan, ons hoef nie die feeste of die Shabbat te onderhou nie, en ons kan ons nou eet en drink net wat ons wil. Dis wat mense sê. En hier is 'n go-to skrif wat mense vir ons gee, nadat hulle hierdie stelling maak, hulle sê, maar ons hoef nie die feeste te onderhou nie, ons hoef nie die Shabbat te onderhou nie, en ons kan eet en drink wat ons wil, want die woord sê so. En hier is die gedeelte, Kolossense 2 vers 16, ek is seker jy ken hom. En hulle gebruik hierdie skrif, en hulle maak die aanneming, ons hoef dit nie te onderhou nie, want kyk wat sê die skrif, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank, of met betrekking tot 'n fees, of nuwe maan of Shabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan die Messias. So dis hulle skrif wat hulle gebruik om te sê, jy sien, met betrekking tot spys of drank, so ek kan eet en drink wat ek wil, met betrekking tot 'n fees, ek hoef nie die feeste te onderhou nie, of 'n nuwe maan, of 'n Shabbat, die Shabbat is daarmee heen, ek hoef dit nie te doen nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan die Messias. Alright, kom ek verduidelik gou hierdie skrif in sy ware konteks. Nou begin Paulus te skryf en gaan lees asseblief Kolossense 2, die hele Kolossense 2. Nie net Kolossense 2 vers 16 nie. Gaan lees die hele Kolossense hoofstuk 2. En nou praat Paulus en hy sê, eerstens, daar was 'n aanval gewees teen die persoon van Yeshua, sy godheid, in die boek van Kolossense, dis wat Paulus hanteer. Die gemeente by Kolossense was besig gewees met die onderhouding van seremoniële wet. Daar was gebooie van mense, daar was die oorlewering van mense wat in die gemeente ingekom het, daar was Griekse filosofie en daar was Gnosticisme wat in die gemeente ingekom het. En nou skryf Paulus en hy sê, hoor hierso, ouens, hier's 'n aanval en ek wil julle net reghelp. So laat niemand julle wat die koswette onderhou, wat die Shabbat onderhou, wat die feeste doen en dit vier, laat niemand julle dan oordeel in dit nie. So elkeen van julle wat die feeste onderhou, almal van julle wat die koswette onderhou, almal van julle wat besig is om die Shabbat te onderhou, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Shabbat nie, want 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan die Messias. So ons moet hierdie reg lees. So my vraag is, verstaan ons die woord reg? Dit wat alreeds geskryf is deur die inspirasie van Elohim, deur sy gees, gaan nie nou verander word om by die mens te pas nie. Gaan nie. En hier is 'n baie belangrike skrif, wat ons altyd moet onthou, 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van Elohim volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. In ander woorde, as ek net op die Nuwe Testament funksioneer en fokus, gaan ek nie volkome wees nie. Ek gaan nie volkome wees nie. Ek gaan nie die totale lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing in sy geregtigheid kan ken nie. Nou wil ek jou gou vra. Toe Yeshua opgevaar het en 10 dae nadat hy opgevaar het, toe kom daar die uitstorting van Heilige Gees. Dag, uur en datum ooreenkomstig die fees van Shavuot. Presies ooreenkomstig. En nou stort die Heilige Gees uit. Nou begin hulle die woord te verkondig. En nou versprei die woord oor Jerusalem en oor daardie gedeeltes, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld. So nou versprei die woord. So waaruit het hulle die evangelie van Yeshua verkondig? Het hulle Paulus se sendbriewe gebruik?
Nee, hulle het nie, maar dit was nog nie daar nie. Het hulle die briewe gebruik van Petrus? Nee, hulle het nie, dit was nog nie daar nie. Het hulle Jakobus gebruik? Nee, dit was nog nie daar nie. Het hulle die boek van Openbaring of die sendbriewe van die apostel Johannes gebruik? Nee, hulle het nie, dit was nog nie daar nie. So wat het hulle gebruik om die evangelie van Yeshua te verkondig? Hulle het die Ou Testament gebruik. Met ander woorde, die Torah en die profete. Dis wat hulle gebruik het. So, selfde met Filippus is besig om in Samaria wonderwerke te verrig. Hy is besig daar om die evangelie te verkondig. Daai mense kom tot bekering. 'n Engel verskyn aan hom en sê, hoor hierso, gaan op 'n eensame pad, daar's iemand wat die evangelie moet hoor. Hy kom by 'n persoon uit en hierdie persoon ry op die wa en hy's besig om te lees waaruit uit Jesaja 53. En uit Jesaja 53 verkondig Filippus vir hom die evangelie van Yeshua en hy word gedoop. So, hy word gedoop waaruit? Uit die Ou Testament, uit die profete. En uit die profete uit verkondig hy Yeshua. So, hulle het ingekom wanneer? Op die Shabbat, in die sinagoge, en hulle het die woord gehoor. Die Torah, die Ou Testament. Weereens, Maleagi 3 vers 6, ek, Yahweh verander nie. So kan ek nou anders te lewe as wat die woord, die Ou Testament my leer, ja of nee? Nee, want jy sien die Ou Testament sluit aan by die Nuwe Testament. En eintlik, hierdie is ons grootste probleem. Ek wil gaan hierdie vir jou illustreer. Ons grootste probleem vandag in hierdie wêreld is hierdie gedeelte. Dis ons grootste probleem in ons wandel met die lewende God, is hierdie gedeelte. Want mense val ons aan as gevolg daarvan, want jy sien, dis mos nou die Nuwe Testament. En ek is mos nou 'n Nuwe Testament gelowige, en ek moet nou volgens dit funksioneer. Kom ek lees gou vir jou. Wat gebruik mense om ons aan te val? Mense vat skrifte uit die woord uit, en selfs uit die Ou Testament om ons aan te val, om te sê, weet jy wat, ek kan nou maar drink wat ek wil, ek kan eet wat ek wil, ek kan maak en doen wat ek wil, die feeste is daarmee heen, want jy sien die woord sê vir my, ek kan dit doen, en in elk geval, ek is mos nou onder die genade, en nie meer onder die wet nie. Ons kry hierdie skrif, en mense stuur hierdie vir my, en hulle val ons aan met hierdie skrif. Deuteronomium 12 vers 15, ek wonder of jy hom al gelees het, maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van Jahwe jou Elohim, wat hy jou in al jou poorte gee, die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. Gesê in vers 22, maar soos die gemsbok en die takbok geëet word, so moet jy eet, die onreine en die reine moet dit saam eet. Jy sien, hier kan ek mos nou enige iets eet, want die woord sê, ek kan onrein en ek kan rein eet. Alright, kom ek lees dit gou weer vir jou. Maar na hartelus mag jy slag en vleis eet ooreenkomstig die seën van Jahwe jou Elohim, wat hy in al jou poorte gee. Die onreine en die reine mag daarvan eet, soos van die gemsbok en die takbok. So wie mag daarvan eet? Die rein mens en die onrein mens. So dit gaan nie oor die kos nie, dit gaan oor die mens. In ander woorde, hierdie voedsel mag jy eet en jy mag dit eet saam met enige iemand, want jy sien volgens die offers en volgens die feeste is daar sekere tipe mense wat nie die pasga mag eet nie, daar is sekere tipe mense wat nie die offers mag 'n deel hê daarin nie, en nou sê die woord, na hartelus mag jy slag, jy mag vleis eet, en ooreenkomstig die seën van Jahwe, met ander woorde, die rein mens en ook die onrein mens mag daarvan eet. Dis wat die woord sê. Nou wil ek jou vra, want hy maak melding hier, soos van die gemsbok en van die takbok. Is die takbok en die gemsbok rein diere, ja of nee? Hulle is rein diere. Deuteronomium 14 vers 4 tot 5. So dit is die diere wat jy mag eet. 'n bees, 'n skaap, 'n bok, 'n takbok, 'n gemsbok en 'n gestippelde takbok, 'n steenbok en 'n ribbok en 'n eland en 'n klipspringer. Jy sê die woorde. So dis rein diere.
Maar jy sien, die woord sê mos nou in die Ou Testament, ek mag selfs drink ook, so dis okay. Okay? So hier is 'n gedeelte in die woord, wat soveel mense gebruik om te drink. En hulle regverdig hulle. En daar is tot mense wat die Shabbat onderhou, wat hierdie skrifgie gebruik om hulle te regverdig om iets te kan drink. So nou kan ek 'n brandewyn drink, en nou kan ek sterk drank drink, en daar's niks daarmee verkeerd nie, want jy sien, dit staan in die woord. Kom ek lees vir jou, Deuteronomium 14 vers 26. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste, kleinvee en wyn en sterk drank, en vir alles wat jou siel van jou begeer. En jy moet daarvan eet, voor die aangesig van Jahwe jou Elohim, en vrolik wees, jy en jou huis. So hierdie is 'n baie moeilike skrif. So mag ek dan nou sterk drank drink? Jy sien, ons moet hierdie gedeelte mooi lees. So hier sê die woord, dan moet jy geld gee vir alles wat jou siel begeer, beeste, kleinvee, wyn, sterk drank, en alles wat jou siel begeer, en jy moet dit eet voor die aangesig van Jahwe jou Elohim, en vrolik wees, jy en jou huis. Met ander woorde, dis mos nou okay, volgens die woord, hoor hierso Boeta, my 10-jarige seun, kom gou hierso, hier is jou 'n dop, hoor. En nou gee ek vir my kind drank, want jy sien die woord sê, jy en jou huis. So dis mos nou okay. So nou moet my hele huis drink, my dogter, kom, kry vir jou 'n bietjie wyn. So, dis nie wat hierdie woord sê nie. En as ek mooi gaan kyk wat die woord sê, dan praat hy spesifiek van, ek moet eet voor die aangesig van Jahwe. Hy het niks gesê van drink nie. Inteendeel, hier kom 'n gedeelte in die woord in Deuteronomium 29 vers 6. So dis net 'n bietjie verder. Hier sê die woord, en hy praat oor die volk Israel. Hy sê, brood het julle nie geëet nie, en wyn en sterk drank nie gedrink nie, dat julle kan weet dat ek Jahwe julle Elohim is. Okay, maar hoor hierso, dis dan nou contradiction. Nee, dit is nie. Dis nie 'n contradiction nie. Vader is baie duidelik in terme van wat hy verwag van ons as gelowiges. En ek kan vir jou baie skrifte gee wat ons waarsku teen drank. Luister gou hier, Jesaja 5 vers 11. En Jesaja 5 vers 22, Jesaja 28 vers 7, Micha 2 vers 11, 1 Samuel 1 vers 15, Spreuke 20 vers 1, Spreuke 31 vers 4 tot 7, Habakuk 2 vers 15, dis alles skrifte wat ons waarsku teen drank. En nou sê die woord, hy sê moenie dronk word van wyn nie, want daarin lê losbandigheid, maar word met die gees van Jahwe gevul. En nou is daar mense wat sê, maar hoor hierso, ek kan mos nou alles eet. Ek kan enigiets eet, want jy sien, die woord sê, ek kan mos nou alles eet, ek moet net bid oor my kos. So, maar wat is nou die waarheid? So 1 Timoteus 4 vers 1 tot 5, gaan ek gou vir jou lees, en ek wil hierdie verduidelik. So nou sê die woord, en hierdie is 'n go-to skrif, hulle gebruik hierdie skrif, om te sê, nee, maar ons kan ons nou enigiets eet. Ons het nie meer nodig om die koswette na te kom nie. En luister wat sê die woord, maar die Gees sê uitdruklik, dat in die laaste tye, sommige van die geloof afvallig sal word, en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang, deur die geveinsheid van leraars, wat hulle gebrandwerk het, in hulle eie gewete. Okay, so gebeur dit vandag? Ja, want mense raak afvallig van die geloof. Wat se geloof? Die geloof en die lering wat Yeshua vir ons kom leer het. Dieselfde geloof wat die apostels vir ons kom leer het om dit te onderhou. So daar het 'n afval gekom. En nou is mense besig met verleidende geeste en leringe van duiwels. Wat verbied om te trou en gebied dat mense hulle moet onthou van voedsel wat Elohim geskape het om met danksegging gebruik te word deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Want alles is deur Elohim geskape, is goed en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie, want dit word geheilig deur die woord van Elohim en die gebed. Alright, so dis nou die go-to skrifgie wat hulle sê, ons kan mos nou alles eet. So, hoekom het Paulus
hierdie gedeelte geskryf in Timoteus. Hy skryf die boek van Timoteus om sy geestelike seun Timoteus op te lei vir die bediening in Efese, om die kwalifikasie vir herders, leraars, diakens en hulle vroue en kinders deur te gee, om teen valse leringe te praat, want in die gemeente van Efese was die godin Artemis vereer en daar was Gnosticism wat in die gemeente ingekom het. So is daar vandag mense wat hulle onthou om te trou, met ander woorde, hulle trou nie. Is daar vandag dit? Ja, jy kry dit, jou monks, hulle trou nie, hulle is in afsondering, hulle is celibate, selfde met jou priesters van jou Roomse Katholieke Kerk en ook jou nonne. So jou nonne ook van jou Roomse Katholieke Kerk. So dit is ouens wat hulle weerhou om te trou. En is daar vandag mense wat hulle onthou van voedsel wat deur God geskape is? Ja, jy kry veganism en jy kry baie mense wat so sterk is en streng is, wat hulle net sekere dinge eet. So kyk wat gebeur in Indië. In Indië word die bees, 'n koei word gereken as 'n god. So hulle eet dit nie. So hulle eet nie rooi vleis nie, hulle eet nie daardie voedsel nie. So dis verskillende gelowe en dis Gnosticism wat inkom, wat hierdie goed kom inbring in die gemeente om te sê, nee, ek mag nou nie beesvleis eet nie, want dis eintlik 'n god. En ek moet net groente eet. Ek mag glad nie meer vleis eet nie, want dis nie gesond vir my nie. En die wêreld doen dit vandag ook. Want jy sien, daar's nou vegans, en daar's niks daarmee fout as jy vegan is, daar's niks daarmee fout as jy nie vleis eet nie, en as jy net groente eet, en dit werk vir jou, daar's niks daarmee fout nie. Maar die probleem is, dit word 'n religion. Dit word 'n religion, dit word 'n absolute religion. So, hier sê die woord dat die voedsel wat Vader geskape het, daar is 'n verskil tussen voedsel en wat nie voedsel is nie. Daar is 'n verskil tussen rein diere en onrein diere. So die voedsel wat Vader geskape het, dit moet ons met danksegging ontvang. En wanneer ek daaroor bid, dan word dit geheilig deur die woord van Elohim en die gebed. Okay, so sê die woord ek mag nie varkvleis eet nie. Hy sê dit. Daar is verskeie aannames uit die woord uit, nie net Levitikus hoofstuk 11 en Deuteronomium hoofstuk 14 nie. Daar's verskeie aannames in die woord dat jy nie varkvleis mag eet nie. Alright, so dis 'n onrein dier. En dis nie die enigste onrein voedsel nie. Daar is ander ook. So sê die woord dat jy dit nie mag eet nie. Ja, die woord sê dit. So nou vat ek hierdie skaapchoppie en ek sit hom op my bord. Nou bid ek en ek gebruik die woord, gaan my gebed en die woord daardie varkchop heilig, ja of nee? Nee, want Vader werk nie teen sy woord nie. Hy gaan nooit teen sy woord optree nie, nooit nie. So dit gaan nooit rein word wanneer ek dit nou gebruik nie, dit gaan nooit rein word deur my gebed nie. Maar dit wat Vader vir my gee, wat rein is, hier sê dit, Deuteronomium 14, dit is die diere wat jy mag eet, 'n bees, skaap, bok, takbok, gemsbok, gestippelde takbok, steenbok, ribbok, eland en klipspringer. So as ek dit op my bord het, en ek bid, en ek sê, Vader, ek dank U vir U voorsiening, dan is daai voedsel geheilig. Dan is daai voedsel geheilig. Met afsluiting, en ek weet ek het nou vir jou baie inligting gegee. Ter afsluiting wil ek gou vir jou 'n paar goed noem, wat Yeshua nooit gesê het nie. Wat hy nooit gesê het nie. Yeshua het nooit gesê, dat Yahweh het jou onkondisioneel lief nie. Hy het dit nooit gesê nie. Nêrens in die woord is daar enige aanhaling, hy het nooit vir die volk geleer, dat Yahweh het jou onkondisioneel lief nie. Hy sê wel in sy woord, hy sê, so lief het Yahweh die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat die wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. So, daar's 'n kondisie. Daar's 'n kondisie. Hy het die wêreld so lief, sodat die wat in hom glo, kondisie.
So hy het nooit gesê hy het jou onkondisioneel lief nie. Het hy jou lief terwyl jy nog 'n sondaar was? Verseker. As dit nie was vir sy liefde teenoor my terwyl ek nog in die wêreld was nie, was ek nie vandag hier nie. As hy my nie gered het deur sy genade nie, sou ek vandag nie hier gewees het nie. Maar hy het nooit gesê ek het jou onkondisioneel lief nie. Want dit veroorsaak dat mense dan kan maak en doen wat hulle wil, want as Vader my onkondisioneel lief het, dan maak dit mos nie saak wat ek doen nie, dan maak dit mos nou nie saak of ek mos nou tot bekering kom, en ek aanvaar hom as my verlosser en saligmaker nie, want jy sien, Jahwe het almal mos onkondisioneel lief. So het dit nooit gesê nie. En Yeshua het ook nooit gesê dat Jahwe se liefde teenoor jou is nie gebaseer op jou werke nie. Hy het dit nooit gesê nie. Weet jy wat het hy gesê? Hy het gesê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Hy het nooit gesê dat Jahwe se liefde is nie gebaseer op jou werke nie. 1 Johannes hoofstuk 5 vers 3. Dit is die liefde tot God, dat jy sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Yeshua het nooit gesê dat die koswette is nou meer weggedoen nie. Hy het dit nooit gesê nie. Hy het nooit gesê, nou kan jy alles eet nie. Hy het dit nooit gesê nie. Yeshua het ook nooit gesê dat hy het gekom om die Shabbat weg te vat nie. En jy moet hom nou aanbid op die Sondag. Hy het dit nooit gesê nie. En Yeshua het nooit gesê dat sy reddende genade vervang nou die wet nie. Hy het dit nooit gesê nie. Maar hoekom sê mense dit dan? Want jy sien, mense glo die leuen. En ek wil vandag vir jou die waarheid voorhou. En jy moet vandag kies. Ander die seën of die vloek. Ander die lewe of die dood. Ander die leuen of die waarheid. Jy moet kies. Jy sê, maar ek het die hemel en die aarde as getuie teen jou. En ek het net kom bring dit wat Vader vir my gegee het om te bring. En jy moet die keuse maak. Jy moet die keuse maak. Alhoewel ek gaan die leuen glo, of ek gaan die waarheid glo. Moenie glo alles wat ek vir jou sê nie. Gaan ondersoek die woord. Gaan kyk of dit wel so is. En as jy dit gaan kyk en gaan sien met die regte bril, gaan jy agterkom, maar die woord is die waarheid. Want jy sien, ek wil hê dat jy in die waarheid moet wandel, sodat die seën van Jahwe op jou lewe sal rus. En dat jy nie deur die leuen of die dwaling van die leuen enigsins beïnvloed sal word. Weet jy wat sê die woord in die boek van 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, hy sê dat daar gaan 'n dwaling kom, 'n leuen kom, en mense gaan die leuen glo, en Vader gaan hulle oorgee in die krag van die leuen, om daardie leuen te glo. En mense gaan nie eers sien, maar hulle is besig om agter die anti-kris aan te loop, en 'n valse leerstelling agter aan te loop nie. So mense, wees versigtig. En ek wil hierdie aan jou gee, dat jy absoluut die waarheid van God se woord in jou hart sal hê. Weet jy wat is belangrik? Is dat ek en jy 'n nuwe liefde sal ontwikkel vir die woord. Ek wil net daar waar jy is, wil ek net saam met jou bid. Halleluja. Vader, dankie vir u woord. Vader, dankie dat ek hierdie woord kon oordra, Vader, aan almal wat op sosiale media betrokke is met hierdie bediening. En Vader, my gebed is dat hierdie boodskap versprei sal word. En al kom die aanvalle, Vader, dis ook oké. Vader, want ons weet, ons lewe in die laaste dae, en u woord moet verkondig word aan die uithoeke van hierdie aarde. U woord sê, dat wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig word, dan sal die einde kom. Vader, help ons om in hierdie autoriteit te funksioneer. Vader, my gebed is dat elkeen wat ingeskakel is, dat ons 'n nuwe liefde sal ontwikkel vir u woord. Vader, dat die woord in ons hart gebere sal word, dat dit in ons hart, in ons gedagtes, in ons mond sal wees, en dat ons dit sal bepeins, Vader. Vader, help ons om daarin te wandel, en dat ons u sal gehoorsaam wees in elke aspek van ons lewe. Vader, ons wil doen wat u behaag. Ons wil nie doen wat 'n mens behaag nie. Ons wil doen wat u behaag. En ons wil doen wat vir u belangrik is. En daarom bid ek, Vader, dat u verheerlik sal word
op hierdie Shabbat, dat U verheerlik sal word met hierdie boodskap, en Vader, dat mense tot die waarheid sal kom van wie hierdie boodskap, en dat hulle sal sien, dat dit wat U vir ons gegee het, in U woord is om ons te nooi in 'n verhouding met die Skepper van hemel en aarde. Help ons, Vader, lei ons, versterk ons deur U kosbare Heilige Gees. Vader, ek bid dat U elkeen sal seën en dat die bloed van die lam ons sal toemaak en sal beskerm. Vader, dat ons nie onnodig sal beklei oor U woord nie. Vader, U woord is daar dat ons dit moet glo. En help ons dat ons in geloof sal wandel. Vader, word verheerlik. Dis ons gebed vandag in die wonderbare naam, die hoogverhewe naam van ons Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, halleluja. Baie, baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Dit was 'n voorreg om met jou te gesels. Wees geseënd. Tot volgende keer. Shalom.